Goeiemôre geliefdes en wat 'n voorreg om vanoggend saam met u stil te word aan die voete van die Here by hierdie 6de geleentheid van ons Paasfeesvieringsweek, waar ons aan die voete van die Here saam kan stil word, ook op hierdie besondere dag waar ons ook die kruisiging van ons Here Jesus Christus ook dan herdenk en saam vier. Ek wil net so verskoning vra oor gisterand se videogreep wat nie volledig uitgegaan het, wat ons by Grace Valley gedoen het, en ek vra om verskoning daarvoor. 'n deel van die klankgreep het verlore gegaan, maar ek dink die begin van die geleentheid en die inleiding daarvan tesame met die tema van hierdie aand, die avondmaal, spreek van genoeg, om u ook dan self te begelei en self stil te word aan die voete van die Here. Ek en Alana het vroeg vanoggend saam die nagmaal gebruik, 'n voorreg wat ek en sy gehad het om met mekaar te kan deel vanoggend. Daarom gaan ek die nagmaal ook nie nou aanbied nie, en nooi ek u uit waar u is, om dit ook as gesin die nagmaal saam te gebruik, as u die nagmaal nie saam gebruik het nie, gisterand of vanoggend, of gisterand en weer vanoggend, net soos wat die Here u begelei. Hierdie week praat ons met mekaar oor genade op genade, en dat God se genade strek vanuit die verlede reg deur ons Here tot in die toekoms, wat God se genade strek. En vanoggend is dit nie anderste as ek luister na wat die Here ook in my hart gelê het vanmôre. As ek luister na dit wat hy in my hart gelê het, en ek lees Handelinge 1, van vers 1 af tot aan die einde van Handelinge 7, dan is dit ook vir my duidelik dat ons in hierdie lewe gewikkel is, nie net in die stryd van die lewe nie, maar ook gewikkel is in die feit dat ons almal meestal vol sonde is, en dat ons meestal ook verkeerde dinge doen, tesame met die goeie en die mooi dinge wat ook na vore kom. Die feit van die saak is, ons doen maar almal verkeerde dinge, en op welke manier ook al vorm ons ook deel van die kruisiging van Jesus. Ons kan ons nie losmaak van die feit dat as ons in daardie tyd sou lewe, dat ons nie ook deel van die skare sou wees wat geskreeu het. Toe Pilatus gevra het, wie moet hy loslaat, Jesus Barabbas of Jesus Christus? Ons dalk saam met die skare sou skreeu, Barabbas moet vrygelaat word en Jesus moet gekruisig word. En wanneer ons in hierdie lewe wandel, en ons op maniere optree wat God se hart nie is nie, kruisig ons in der waarheid om elke keer weer. Daarom, geliefdes, het ek dit goed gedink vandag om te gesels oor hierdie gedeelte wat die Here in my hart gelê het, maar twee ander gedeeltes wat hy ook bygebring het, twee gedeeltes wat 'n besondere plek in my lewe gehad het. Maar voordat ons saam lees uit God se woord uit, wil ek vra dat ons net eers sal saam bid. Here, baie dankie vir die voorreg vanoggend om net te kan kniel in die voete en saam te kan bid, te kan onthou. Dankie vir u genade, u vrede en u liefde. Here, ek dink as ons regtig eerlik is met onsself, is daar baie male in ons lewe waar ons vanuit ons lewenswyse en optredes baie keer u verraai en verloon. Baie keer u verkoop vir 30 stukke silwer en in ons optrede baie keer skreeuend eintlik weghardloop van u af,
soos Petrus gedoen het, en sê, ons ken u nie. Partykeer die soldaat se oor afkap, en partykeer deel is van die skare wat skreeu kruisig hom. Partykeer deel van die soldate wat u gegeesel het, en die hoofpriesters en fariseërs en skrifgeleerdes en familiehoofde wat u gespoeg het en teen die kop geklap het en gelaster het teenoor u. Ons is nie eintlik een sonder skuld nie. En Here, ek kan net vir myself praat as ek bid vanoggend en sê, sal u my vergewe vir momente wat ek opgetree het, soos daar nie van my verwag word om op te tree. As daar ooit 'n moment was in my lewe wat ek u verraai het of verloor het, en dat u my daarvoor asseblief sal vergewe. Daar is geen ander God nie, die is ons enigste Here, u is my enigste Here. U is nie 'n God nie, u is my Here. Daar is geen ander Here nie, die enigste God. En ons vra ook dan nou dat u ons sal begelei deur die krag van die woord, sodat ons kan hoor wat u met ons vandag wil deel. Amen. Genade op genade, en die genade en die liefde van die Here lyk anderste as die genade en liefde van die wêreld. Ek lees hierdie toespraak van Petrus in die pilaargang van Salomo uit Handelinge 3, en dit is net nadat hulle die man bedelaar wat siek was aan die regterhand gevat het en opgehelp het, en hoe die man weer geestelik sterk geword het en kon loop. Hierna het Petrus die volgende toespraak gemaak, en Petrus het diep in die moeilikheid gekom as gevolg van hierdie toespraak. Die fariseërs en die skrifgeleerders, familiehoofde het Petrus aangekla, so ook vir Johannes. Hulle is voor die Joodse raad gedreig en gebring. En dis hierdie einste Petrus wat dan ook in hierdie gedeelte die van vers 11 af die volgende kom sê, en ek wil dit graag vir ons lees, geliefdes. Die man met die naam Petrus en Johannes, die man het vir Petrus en Johannes bly volg. Dis nou die man wat Petrus hulle gesond gemaak het. En die mense was almal uiters verbaas. Het na hulle toe gestroom in die pilaargang van Salomo, soos dit genoem is. Petrus het sien, het hy hulle toegespreek, Israeliete, hoekom is julle hieroor verbaas? Wat staar julle ons so aan, asof ons deur ons eie krag of vroomheid gemaak het, dat hierdie man loop? Die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, die God van ons voorvaders, het aan Jesus sy dienaar goddelike eer gegee, aan hom vir wie julle uitgelewer het, en voor Pilatus verwerp het, toe hy beslis het, dat hy vrygelaat moes word. Hy was heilig en opreg, maar julle het hom verwerp, en gevra dat daar vir julle 'n moordenaar begenadig moet word. So het julle hom, die leidsman, na die lewe toe doodgemaak, maar God het hom uit die dood opgewek, en daarvan is ons getuies. Deur die geloof in sy naam, het hy die bene van hierdie man, wat julle sien en ken, sterk gemaak. Die geloof wat van hom kom,
het die man volkome herstel, hier voor julle almal. Nou weet ek, broers, dat julle net soos julle leiers in onkunde gehandel het. En tog het God reeds vroeër by monde van al die profete aangekondig, dat die Christus sou ly. En so het hy dit nou laat gebeur. En daarom bekeer julle en kom tot inkeer, dan sal God julle sondes uitwis. En dan sal daar tye van verkwikking van die Here afkom. En sal hy Jesus stuur, wat vooraf vir julle as Christus aangewys is. Hy moet in die hemel bly totdat God alles nuut gemaak het. Dit het God reeds lank gelede deur sy heilige profete gesê. Moses het immers gesê, die Here julle God sal uit julle eie geleedere vir julle 'n profeet soos ek laat uitkom, of laat voorkom. Gehoorsaam hom in alles wat hy vir julle sal sê. En elkeen wat nie hierdie profeet gehoorsaam nie, moet van die volk afgesny word. En al die profete van Samuel af en daarna, almal wat opgetree het, het ook aangekondig wat in hierdie tyd gebeur. Die dinge wat deur die profete gepraat het, is vir julle bedoel. En julle het deel aan die verbond wat God met julle voorvaders gesluit het. En hy het vir Abraham gesê, jou nakomeling sal vir al die volke van die aarde tot seën wees. En daarom het God sy dienaar na die wêreld toe laat kom en hom heel eerste na julle toe gestuur om vir julle tot seën te wees deur elkeen van julle van sy verkeerde paaie af terug te bring. Ek lees net tot sover. U kan hierdie gedeelte later op die eie tyd gaan verder lees. Dit is vir my amper, as ek kyk na hierdie gedeelte en ek luister na Petrus se woorde, of Petrus so half eintlik in ontkenning is van wat eintlik daardie aand met Jesus se uitlewering gebeur het. Dis amper of Petrus vergeet het van wat sy aandeel was in daardie aand se gebeure in die vroeë oggendure. Petrus verwys hier na die woord julle. Julle het beslis dat hy veroordeel moes word. Julle het beslis dat toe Pilatus gesê het wie moes vrygelaat word, julle geskreeu het kruisig hom. Julle. Petrus vergeet dat toe die diensmeisie hom gevra het, maar is jy nie een van sy volgelinge nie, dat Petrus huilend en skreeuend weggehardloop het van haar, nadat sy hom 'n derde keer gevra het. Tevens het al die disippels hom verlaat. Het vrees weggehardloop. Ek dink aan Judas, wat terug is tempel toe en die muntstukke in die tempel vir die fariseërs en die skrifgeleerdes en die priesters en familiehoofde terug gaan gooi het, weggehardloop het van daar en uit spyt sy eie lewe geneem het. Petrus kom in hierdie gedeelte en hy praat van die onkunde waarmee die leiers gehandel het.
Hy praat in die begin van die gedeelte, sê hy vir die mense, julle moenie verbaas wees. Waarom is julle verbaas? Waarna toe ek werk, geliefdes, is toe die man aan die voet van die kruis van Jesus, die soldaat, nadat Jesus sy laaste asem uitblaas, bely, hierdie man was werklik die seun van God. Maar die eerste persoon is wat eintlik na die kruisiging bely het dat Jesus die Here is. Na Jesus se opstanding kom Petrus en sê vir Maria van Magdala, die vrou waaruit Jesus 7 duiwels gedryf het, toe sy vir hom sê het, die Here het opgestaan uit die dood uit. Hulle het haar nie geglo nie. Hulle het eers begin glo toe hulle hom gesien het, na hy opgestaan het uit die dood uit. En hier bely Petrus, vir wie ek baie lief is. Ek is regtig, dit is een van die apostels, disciples apostels, vir wie ek baie lief is. Miskien dalk omdat ek en hy dalk baie naby aan mekaar is en nie altyd foutloos is nie. Soos in my eie lewe was ek nie altyd so naby aan die Here soos wat ek moes gewees het nie. Al was maar 'n tydstip in my lewe, in die ouderdom, hierso so van 24 af, tot en met so die ouderdom 33, 34, wat ek nie so naby aan die Here geleef het nie. Dit was nie 'n feit van dat ek nie geglo het nie, maar ek het nie so naby aan God geleef, soos wat ek behoort nie. Paasnaweek was in my lewe baie keer 'n visvangnaweek. Hier kom Petrus en hy sê in hierdie gedeelte, asof hy nog altyd eintlik vasgeglo het, maar die Here leef. Die Here leef en hy het opgestaan, ons het homself gesien. Maar dit was nie die aanvanklike waarheid gewees nie, geliefdes. Petrus het nie aanvanklik dit geglo nie, hulle het dit nie aanvanklik verstaan nie. Hier kom hy en hy sê, wees gehoorsaam aan Moses. Gisterand het ek gepraat oor Moses en is jammer dat dit nou nie uitgesaai nie, maar in die reis van Moses, dalk sal ek maar net iets noem daaroor nou. Maar in elk geval, en Abraham, en die verbond, waarvan hy praat in hierdie gedeelte. Ek wonder, het Petrus nie skuldig gevoel nie? Petrus nie skuldig gevoel oor die feit dat hy beloof het, dat as die tyd sou kom, dat hy nie sou terugdeins en dat hy saam met die Here Jesus sou sterf en dat hy sy lewe vir die Here sal gee, fisies sal gee, en toe die tyd kom, het hy nie. Liefdes, ons maak self almal baie foute. En watter groter genade op genade is hierdie, dat hy het Petrus Jesus verloon, sien die Here steeds in hom die rots waarop hy sy kerk wil bou. Ja, geliefdes, in my lewe het ek ook baie geworstel, veral toe die Here my roep. En daar was 'n tydperk gewees in my lewe wat die Here besig was met 'n skoonmaakproses en ek gaan nou weer deur soortgelyke tye, maar ek het op 'n stadium gevoel, hoe kan ek gered wees as ek soveel foute het?
Vanoggend is 'n nuwe oggend. En ek wil hê u moet hoor wat sê die Here hier in Klaagliedere 3 van vers 21 af. As jy vanoggend dalk skuldig voel oor iets, of jou lewe nie so naby aan die Here is as wat jy dit graag wil hê nie, en of daar dinge is in jou lewe wat jy verkeerd gedoen het, al kwaad is vir God, of jy dalk wonder, waar is ek gered? Hoor wat sê die Here in Klaagliedere 3:21. Hy sê hier, maar dit sal ek ter harte neem, en om die rede bly ek hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. En hoor hier, so is dit vanoggend ook. Hier staan, dis elke môre nuut, en u trou is groot. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut, en u trou is groot. En ek sê vir myself, so staan dit hier, die Here is my lewe, en daarom hoop ek op hom. Die Here is goed vir wie op hom bly hoop, vir die mense wat na sy wil vra. Dis goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. En is goed vir die mens om sy las te dra in sy jeug. Laat ons in eensaamheid geduldig bly. En as God hom die las opgelê het, laat hy hom diep verontmoedig. Miskien is daar hoop. En laat hy sy wang draai verby hom slaan. En laat hy maar oorvloedig smaad ondervind. Wat ek vir probeer sê vanoggend, en ek dink dit is waar Petrus vandaan kom in die Handelinge gedeelte, is waar die Here met Petrus 'n pad gestap het en, soos ek al baie gepraat het in hierdie week, waar Petrus moes own up, face up, en own up, waar die Here hom skoon gemaak het. In my eie lewe, vanuit hierdie Klaagliedere 3 gedeelte, saam met my met Handelinge, het die Here vir my eendag hierdie teks in my hart kom lê, en ek wil dit graag met u deel vanoggend ook. En dit is Jesaja 12, die kortste gedeelte in Jesaja. Die opskrif is hier, God is my redder. En ek wil hê jy moet dit saam met my vandag sê, en weer eens bely. Op daardie dag sal jy sê, ek wil amper die woorde insit en sê, op hierdie dag sê ek loof u Here, u was kwaad vir my, maar u is nou nie meer kwaad nie, en u het my uitkoms gegee. God is my redder, ek vertrou op hom, ek is nie meer bang nie. Die Here my God is my krag en my beskerming, en hy is my redder. Met blydskap sal julle water skep uit die fonteine van redding. Op die dag sal julle uitroep, loof die Here, roep sy naam aan, maak sy dade onder die volkere bekend, en verkondig dat sy naam groot is. Sing tot eer van die Here, want hy het groot dinge gedoen. Maak dit aan die hele wêreld bekend. Jubel en juig inwoners van Sion, want groot is die Heilige van Israel, en hy is by julle.
Liefdes, vandag vier ons die Paasfees. Wat getuig van die genade en die liefde van God, wat anders is as hierdie wêreld. Ek kan nie anders is om terug te dink aan die woorde van Moses in Deuteronomium 31, waar hy vir Joshua sê, en so ook vir die volk, nadat God vir hom gesê het, Moses, jy gaan sterf en jy gaan die beloofde land nie ingaan nie. Maar ek sal saam met jou gaan en jou nie in die steek laat nie. En dan sê Moses vir die volk, ek gaan sterf, ek gaan nie meer saam met julle trek nie. Joshua gaan saam met julle trek. En dan sê hy hierdie merkwaardige woorde. Die Here sal julle nie in die steek laat nie. Die Here sal gaan waar julle gaan. Geliefdes, hierdie woorde kom van 'n sterwende man, Moses. Hy het nie die verstaan van Jesus gehad nie. Hy het gehoop en het sy hoop in God gestel. En op die verheerliking op die berg sien ons hom weer. Waar Petrus en die disippels saam met Jesus is en Jesus se gedaante voor hulle verander. En Petrus, Moses en Elia sien. Vir hulle wil kos maak, vir hulle hitte wil opslaan. Genade op genade. Ek is seker Petrus het baie gevoel dat die Here vir hom kwaad is oor wat hy gedoen het. God kom en hy spreek genade uit oor Petrus. Ek wonder of Petrus ook dalk Jesaja 12 gelees het iewers. Waarskynlik het hy. En dan in hierdie Handelinge 3 gedeelte bars daar eintlik 'n loflied uit. Waar Petrus kom bely voor almal dat Jesus is die Here, terwyl hy weet, die kanse is goed, dat hulle hom gaan gevange neem en hom ook gaan doodmaak. Wat later ook gebeur het met Petrus. Geliefdes, ons kan nie stil staan by die dinge van wie ons somstyds is en word, wat God nie eerbiedig nie. Ons moet toelaat dat God ons genees, sodat ons kan uitkom op die plek waar hy wil hê ons moet wees. En dat ons in hom en deur hom sal sterk wees. En dat hy in ons sal opstaan, en ons in hom. God se genade en liefde, geliefdes, is anders as die van die wêreld. Mens soek vergelding en jy verwag vergelding, maar God sê nee. Die Here hanteer dinge op sy eie manier. Ek gaan later weer met u praat vanmiddag, en ek sal weer 'n boodskap vir u plaas. Vir nou is dit wat die Here in my hart gelê het. En soos met die eerste geleenthede, om
wees daardie loflied tot eer van die Here. Kom ons begin minder kyk na ons sondigheid en begin eerder investeer in die feit dat God ons sy kinders noem. Kom ons hou ons eerder besig met God se sake. Dit is die belangrikste. En dan kom ons wy tyd aan ons Here totdat hy weer kom. Amen. Geliefdes, ek gaan vanmiddag aangaan. Ek gaan nie nou vir ons 'n gebed doen nie. Ek gaan die gebed doen vanmiddag by ons latere geleentheid. Dit sal na 3 wees wat ek sal die uitsending uitstuur. Hoewel ek teen 3 uur die uitsending sal doen. 'n Mooi en geseënde dag vir elkeen. Amen. Tot ziens.